Goeiemôre almal. Dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met julle hier te wees. Die laaste tyd het baie mense dit gesê en ek is bly ons verskuif so 'n bietjie die fokus om vandag Tannie Elsa se lewe te kom vier. Nie net van haar afskeid te neem nie, maar om haar lewe te kom vier en vir die Here dankie te sê vir wie sy was. Ek is nie seker hoe almal van julle haar ken en wat is die pad wat almal met haar gestap het nie. Maar vir die 30 jaar wat ek haar ken, ek het haar geken lank voordat sy in ons gemeente was. En wat my opgeval het van Elsa Holdsworth was dat sy nie, verskoon die woord, 'n kerkmens was nie. Sy was 'n koninkryksmens. Sy was wel in hierdie gemeente, maar sy het honderde mense oor die land bedien. Nie in Kimberley nie, alleen nie, oor die land. Ek dink nie daar's 'n predikant in hierdie dorp in haar tyd wat sy nie geken het nie, of wat sy nie op een of ander tyd bedien het. 'n legende. En ons is nie vandag hier om al haar lof te verkondig nie, maar ons is hier om haar eer te bring. Die Here sê, gee eer aan die wat eer toe kom. Al die eer kom aan die Here toe vir wie hy haar gemaak het, maar ons is dankbaar vir die vrou wat sy was, vir die mens wat sy was, die persoon wat ons kon geken het, en later dalk bietjie meer daaroor, maar baie dankie dat u saam met ons hier is vandag, nie net om afskeid te neem op hierdie manier nie, laaste eer te kom betoon nie, maar ook om letterlik, maar dis wat sy wou gehad het, dat ons haar lewe en die geleentheid wat God haar gegee het om hier te wees, te kan celebrate, te kan vier. En daarvoor wil ek sê dankie vir elkeen wat moeite gedoen het om hier te wees. Baie, baie welkom. Mag die Here vandag ook hierdie geleentheid gebruik om elkeen van ons, verskoon die Engelse woord, weer te stir in ons eie gees. As ons sal terugkyk en so 'n bietjie nadink oor die vrou wat sy was, die voorbeeld wat sy was, tot die einde toe. Ek weet nie wie van julle het regtig met haar die pad gestap tot die einde toe nie, maar sy was 'n vrou wat die pad geloop het tot die einde toe. Sy het volhard tot die einde toe en ek eer die Here daarvoor. Kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Vader, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie. Dankie dat u self as God en Here hier is. En dat u deur die werking van u Heilige Gees vandag dit sal doen wat net u alleen kan doen, wat u beloof het om te doen. Dat u sal bedien en vertroos en versterk. Dat u sal gee dit wat nodig is. Dat u ons van hier af verder sal lei. Dat u ons sal bedien deur die krag en die werk van u Heilige Gees, sodat ons lewende heilige offers sal wees wat vir u aanneemlik is. Ons lewens, ons getuienisse, wie ons is en wat ons doen. Want dis die goddelike voorreg wat ons gehad het en die voorbeeld wat ons in 'n vrou gesien het wat u onvoorwaardelik lief gehad het en gedien het. En dankie dat ons hier is om saam met vriende, familie, haar lewe te kom vier en vir u te kom sê dankie. Sal u dan kom as God en Here en self in hierdie plek vandag dit kom doen in elke hart en in elke lewe, dat u woord lewend en kragtig bedien sal word, dat u woord lewend en kragtig sal werk in elke hart en in elke lewe, dat niemand hieruit sal gaan, sonder dat u woord hulle geraak, bedien het en verander het nie. Is my gebed, Vader, in die kosbare naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Amen. Nou namens myself en ons gemeente en ons gemeenteraad en ons as familie, wil ek graag hy sal my vergewe as ek sê oom Dani, want ek dink hy is 'n bietjie ouer as ek, en 'n paar jaar langer gestap as ek, pastoor, vir julle as familie, vir die kinders, vir die kleinkinders, vir almal wat deel was van haar lewe. Ons kan nie regtig voel wat julle voel nie, sy was baie naby aan ons, maar dit is julle familie en dit is julle mense, en elkeen van julle wat vandag haar geken het en wat naby haar was, ons bid dat die Here sy Gees sal stuur om julle te bedien, soos wat julle dit nodig het. Mag die Here julle
nie net bedien nou en hierdie dag nie, daar is soveel mense vandag by julle, maar ek sê altyd vir die tye wat kom, daai tye wanneer daar niemand is nie, dat die Gees van die Here daar sal wees om elkeen van julle te bedien as kinders, en ook kleinkinders en elkeen van ons as vriende en familie wat deel was van haar lewe. Ek gaan vra dat hulle vir ons die slideshow gaan gereed kry en direk daarna sal ons aangaan met ons diens. Baie dankie. Is julle reg daar agter? Dankie.
Baie dankie vir elkeen wat bygedra het. Ek weet nie wie was almal betrokke by die samestelling van hierdie video nie, maar baie dankie. Ek moet vir julle sê, ek doen baie begrafnisse. En nie een is dieselfde nie. Ek doen baie troues en ook nie een van die troues is dieselfde nie. Maar hierdie is seker een van die mees bevoorregste geleenthede in my lewe om vandag iets met julle te kom deel en deel te wees van dit wat hier gebeur, deel te wees van 'n vrou. Ek sê dit met versigtigheid, maar ek sê dit met oorgawe. In my persoonlike lewe, ek ken baie mense, ek het van baie mense gelees, ek het baie mense oor die TV sien bedien, wat ek ken op 'n afstand. Maar iemand wat ek so 1 tot 1 geken het, is daar nie iemand in my hele lewe wat ek nog ooit ontmoet het, soos hierdie vrou nie. Wat sy gedoen het, wie sy was, ek wil amper sê die bekendheid wat sy gehad het onder mense, terwyl sy eintlik net Tannie Elsa was. Sy was nie 'n predikant nie, sy was nie 'n klomp titels nie, maar sy was 'n mens. En daar was soveel van die goed, ek wens ek kan alles onthou, ek weet nie Andries of ek daai video sal kan kry nie, vir 'n paar van hy goed neerskryf, want dit is so mooi beskrywing van wie sy was. Sy het die vermoë gehad, regtig, sy het regtig die vermoë gehad, om elke persoon wat by haar kom, te laat voel, jy is die belangrikste. Sy het daai vermoë gehad, die manier wat sy met jou tyd spandeer het. Een van haar beroertes wat sy gehad het, julle sal my dalk kan reghelp, ek weet nie, ek dink was omtrent 5 beroertes wat sy aan die einde van die dag gehad, die laaste tyd seker meer, maar een van haar beroertes wat sy gehad het, kom ek by haar in Gariep Hospitaal. Toe daai tyd was dit nog met die kliniek hieronder, toe was Gariep nog nie daar nie. En ek sê, ek verstaan nie, hoekom het jy my nie gebel nie? Hoekom het ek by ander mense uitvind, jy lê in die hospitaal? Weet julle wat sy vir my? Sy sê, ek het jou gesê, die dag as ek jou nodig het, sal ek jou bel. Sy sê, ek weet, ek is in bediening, en ek weet waaroor gaan bediening. Die dag as ek jou nodig het, sal ek jou bel. Maar jy is nou hier so kom ons gesels. Sy was nooit demanding nie, nooit. Ek moes by ander mense uitvind wanneer sy nood het en behoefte. Want jy sien, Elsa Hulsworth was daar vir ander mense. Haar lewe het nie gedraai om haarself. Sy het op 'n stadium, en ek weet dit was vir haar verskriklik moeilik, dit was vir haar so moeilik. Moenie bekommerd oor die dienste orde nie, is nie 'n orde nie. Ons doen en ons sê soos wat ons in ons hart voel. Maar om terug te kom, elke keer wanneer ek haar gesien het bedien, of elke keer wanneer ek saam met haar bedien het, sy het my baie keer, dan sê sy vir my, ek sal die preparation doen. Kom help my net met die afsluiting. En elke keer wanneer ek gesien het hoe sy mense hanteer, die invloed wat sy gehad het in hierdie dorp, of in Kimberley, en mense wat letterlik van ver af haar gebel het en gesê het, asseblief kan jy my help. Ons het eendag, het ons 'n klein dogtertjie van, ek dink 3 jaar, gehad. En ek en sy het gesels en sê vir my, Herman, weet jy wat, dis die eerste keer in my bediening. Ek sê nie name nie, so kan niemand blootstel nie. Sy sê, dis die eerste keer in my bediening wat ek te doen kry met 'n kind van 3 jaar oud, 3, 4 jaar oud, wat demoniese aktiwiteite in haar lewe het. En ek is nie seker om dit te hanteer. En ek en sy het gepraat en ons het saam gebid en ons het die kind gesien en die Here het regtig daai dag 'n groot werk in daai kind se lewe gedoen. En ek besef net, sy het met kinders gewerk, sy het met ou mense gewerk, sy het met jong mense gewerk, sy het met pastore gewerk, sy het met my goeders partykeer gedeel, wat ek weet sy is graf toe mee en ek sal eendag daarmee graf toe gaan. Maar ek dank die Here vir die vrou wat sy was. En om terug te kom na my storie, Elsa se lewe het nooit gegaan oor haarself. Nooit gegaan oor haarself. Sy het altyd plek gehad vir nog iemand. Die laaste tyd het ek vir haar gesê, ek wil nie hê sy moet meer berading doen nie. Dan sê sy vir my, sy sal dit nie doen nie. Dan hoor ek van iemand wat vir my sê, hulle was by haar, dan bel ek haar en sê ek, jy het gesê, ek gaan nie meer berading doen nie. Dan sê sy, nee, dit was my laaste keer.
Ek weet nie wanneer was haar laaste keer nie. Want julle sien die tyd wat sy hierso was by Acacia, kon sy nie, en Andries, jy was daar gewees, een van die kere, want hulle was elke dag van hulle lewe by haar gewees, en daar een dag wat ek by haar was, toe sê ek vir haar, dis vir my verskriklik dat die een ding wat jy die beste gedoen het, by jou weggevat is. Sy het verskriklik gehuil. En dit was my gebed tot op die laaste dag, dat die Here haar sal spaar en haar sal huis toe vat. Want weet julle wat, dit was vir haar die ergste ding om nie te kon praat met mense oor Jesus. Sy het vir my op 'n stadium gesê, sy skryf vir hulle, maar sy sal nie ophou nie. En ek kan die hele dag met julle praat. Ek is nie hier om oor haar te praat nie, ek is hier om saam met 'n klomp mense eer te bring aan 'n vrou, wat ek het nog nooit haar gelyke gekry in my leeftyd nie. Ek is 36 jaar in die bediening. Ek dien die Here 52 jaar, ek het nog nie haar gelyke gekry. Net 'n gewone mens, wat vir God 'n verskil gemaak het. En ek dink ons het rede vandag, en ek het aanvanklik gedink, Here, ek weet nie, ek voel nie waardig om hierdie vrou sy begrafnis waar te neem nie, want wat sê ek? Hoe doen ek iets wat aan haar reg sal laat geskied? Maar vandag weet ek, dis nie my werk nie. God sal aan haar reg laat geskied. Die skrif sê, daar's nie een ding wat ek en jy doen, wat by God se oë verbygaan nie. Vir elke ding sal hy ons beloon. En ek wil nie weet, hoe lyk my vrou en een van die dokters in die gemeente het altyd so 'n storie wat hulle met mekaar spot eintlik. Maar ek wil nie weet hoeveel krone gaan sy hê nie. Ek wil nie weet, en ek sal graag daar wil wees, net om een kant ergens ver te staan en te hoor 'n gesprek tussen haar en haar pa, tussen haar en die lam van God wat sy so lief gehad het. Want weet julle wat, dis al waaroor haar lewe gegaan het. Dis al waarom dit gedraai het. Sy het altyd net nog 'n geleentheid gesien om nog iemand nader aan hom te bring. En ek wil dit sê, nie vir enige ander rede nie, behalwe om te sê, ek het geen manier vandag, ek het gedink hoe, ek weet nie hoe nie, om aan haar reg te laat geskied vir wie sy was. Maar, dit wat julle saamgestel het, Andries, het so baie gesê van hierdie vrou. En ek hoop elkeen wat haar geken het in die dimensie waarin jy blootgestel was, die bietjie, die baie van julle het saam met haar geverf en haar kunstklasse, houtsneewerk. Vir my gevoel, sy kan alles doen. En dis dalk die pad wat julle met haar geloop het. Van julle het haar dalk baie meer intiem geken as 'n vriendin in haar huis. Ek en sy het altyd rooibos tee met heuning gedrink. En suurlemoen. Is daar nog van julle wat by haar gekuier het en heuning en rooibos tee met suurlemoen gedrink? Julle ken haar. Ek het nooit by haar koffie gedrink nie. Ons het rooibos tee gedrink. En dan het ons gekuier. En na 3 ure sê ek vir Tannie Elsa, ek moet nou regtig gaan. Ek moet nou gaan. Dan sê sy, ek wil jou nog net hierdie een storie vertel. Ek glo daar's meer as een van julle wat hierdie storie ken. En dis hoekom dit vir my so erg was die dag toe sy nie meer kon praat nie. Was vir my verskriklik. En ek is nie skaam om dit te sê nie. Daar was kere wat ek net weggeskram het om soontoe te gaan, want ek weet nie geweet hoe om dit te hanteer. Hierdie vrou, en weet julle wat, ek wil net dit sê, want ek wil eintlik by die woord uitkom en ons moet nog 'n lied ook sing, maar luister gou, wat vir my erg was, om te emosioneel te verwerk en te hanteer is, dat elke keer, maak nie saak wanneer ek wel was nie, die Here in die hemel hoor wat ek nou vir julle sê, ek oordryf dit nie, hy is my getuie, ek het haar nog nooit in my lewe gesien, sonder 'n smile nie, nooit, weet nie van julle nie, dan's my hart so seer, ek kan nie praat nie, dan sê sy iets of sy skryf weer iets, wat jou net laat besef, sy het net kleur en lewe gebring in elke situasie, hoe sy met haarself gespot het, oor die feit dat sy nie meer kan praat nie, en toe sy later
ook nie meer kon skryf nie, dan begin sy so 3 woorde, nê. Dan sê ek vir haar, nee, Elsa, ek kan nie verstaan nie. Jy skryf so lelik. Niemand kan lees wat jy sê nie. Dan trek sy 'n streep so deur, dan sê sy. Met ander woorde, hoe wil jy hê moet ek met jou praat? Jy weet, maar al wat ek wil sê is, sy was tot die einde toe. Tot die einde toe. Ek was Woensdag bel, waar is my vrou nou? My vrou moet my nou help. Wanneer was ons daar? Ek dink is Woensdag. Was dit Woensdag? Ons was Woensdag daar. En ons praat met haar, en ons skud daarna, en sy maak nie, net haar ooglede, so sy maak nie sy oë oop nie. En toe ons begin bid, toe reageer haar hele menswees. Haar gees, haar liggaam mag dalk op 'n plek gewees het, waar dit nie meer kon doen wat sy wou doen nie, maar ek wil vir julle sê, daai gees was nog net so vibrant en lewendig soos die eerste dag wat sy die Here ontmoet het. En ek wil haar vandag voor almal wat hier is, en almal wat dit sal hoor, eer vir die vrou wat sy was. Miskien het julle die geleentheid gehad, of die voorreg gehad, om haar op 'n ander manier te sien. Ek het haar nooit gesien, sonder 'n glimlag nie. In die diepste krisisse en ernstigste goed wat ons hanteer het, saam met dit alles was daar ergens 'n ou grappie, heeltemal skoon en mooi en goed, en 'n witty ding wat sy gesê het, en asof sy haarself altyd opgebou het in die vreugde, soos wat die woord van God sê, die blydskap in die Here is ons beskerming. En ek wil haar eer in haar afwesigheid vandag. Ek weet sy hoor my nie, maar ek het vir haar die goed gesê toe sy nog gelewe het. Dit is nie nodig dat ek dit nou vir haar moet sê nie. Ek het vir haar die goed gesê toe sy gelewe het. Ek eer haar vir die vrou wat sy was, en mag elkeen van ons iets daarvan vandag hier wegvat. As ons hoor wat sê die Here, deur 'n vrou se lewe wat so baie sê, meer as wat enige woorde of boeke oor haar lewe ooit sal kan sê. Ek gaan vra dat ons gaan saam staan, dan gaan ons daar die lied sing. Ek wil hê ons moet dit voor die boodskap doen. Kom ons sing daar die lied, How Great You Are. Een van haar gunstige of gunsteling liedere. En die een wat hulle ook gespeel het aan die begin, was dit verseker ook een van haar en Louis se gunsteling liedere. Sy was altyd gereed om hom te ontmoet. Kom ons staan op, die lied, die woorde van die lied, How Great Thou Art, is in ons blaadjies. Ons kon ongelukkig nie die woorde op die bord kry nie. Kom ons sing dit saam, baie dankie.
Baie dankie, kom ons neem ons sitplekke, baie dankie. Die rede hoekom ek graag ietsie wil deel uit hierdie gedeelte of net as 'n aanknopingspunt vanmôre. Jesaja 57. Ek het regtig, en ek sê dit, ek kan dit met julle eerlik deel, want ek dink ons is familie hierso. Mense wat al geken het, ons is nie net 'n groot gehoor mense wat nie bekend was met wie sy was en die pad wat sy geloop het nie. En ek sê dit met eerlikheid vandag vir julle. Dit was vir my die laaste tyd moeilik om haar so te sien. Vir die mens wat sy was, vir soveel mense wat sy bedien het, en hier is sy op 'n plek wat sy nie kan praat nie, sy het beroerte gehad, sy is verlam. Ek het myself nooit ingedink in 'n posisie dat ek haar so sal sien nie. So persoonlik het ek geworstel met 'n paar van die goeders en ek het baie met die Here daaroor gepraat en terloops Woensdag toe ons daar was, my vrou was saam met my en Johanna was ook daar. En ons gebed was, Here, dis tyd dat sy moet huis toe gaan. Die lewe wat sy nou het is nie 'n lewe nie. Dis net 'n bestaan. En ek weet nie of dit die regte woord is om te gebruik nie, vergewe my as dit onvanpas klink, maar ek het gevoel sy verdien dit nie. Sy verdien nie dit wat sy nou beleef en dit wat sy nou het nie. En ek dank die Here dat sy kort daarna oorlede is. Maar hier in Jesaja 56 kry ons iets vreemd. En as ek sê vreemd, miskien moet ek dit net agtergrond gee voordat ek daai 2 versies lees. In Jesaja 56 dan kom God en hy sê wat hy gaan doen en wat hy wil doen en die herstel wat hy wil bring. En wat hy gereed is om te doen. Hy staan op die plek om dit te doen. Inteendeel hy sê, laat reg geskied, doen reg, want die verlossing wat ek bring is al aan die kom. En die redding wat ek bewerk gaan nou geopenbaar word. Dis die agtergrond. En dan sê hy nog so ietsie daaroor en dan kom hy bietjie verder en dan sê hy oor die herders. Hy sê die herders wat net daar was om hulle self te verryk. Wat nie daar was vir sy kudde nie. En dan kom mense agterkom dat dit het God ontstel. En dan kom hy in Jesaja 57 en hy vertel ons iets van die bose wêreld van daai tyd. Ek wil vir julle sê van Genesis af was daar boosheid in hierdie wêreld. Inteendeel Genesis 6 was al so dat die woord van God sê dat hy gesê het die mens in sy wese is so korrup en al hoe ek dit kan herstel is om die totale mensdom uit te wis en weer van voor af te begin. So ek wil vir julle sê sonde en korruptheid en die verskrikking van dit wat ons nou beleef kom al van ewigheid af. Solank as wat die mens op aarde is. En dis nie waaroor ek vanmôre wil bedien nie. Maar hier beskryf hy in Jesaja 57 die korruptheid van die mense, die verskrikking van hulle sondes, die manier hoe hulle geleef het, wat hulle gedoen het. En dan hier, so tussen al hierdie goed wat ek nou gesê het, is daar 2 versies, wat mens amper voel, waar pas dit in? Hoekom sê dit nou? Waar pas dit in? En weet julle wat, en dis hoekom ek vandag iets daaroor wil sê. Toe ek aan Tannie Elsa dink ek, Here, in hierdie siek, wettelose, korrupte wêreld, is daar mense wat God liefhet en 'n reguit pad loop. Te midde van dit. En dis baie van ons, en ek sê ons, want ek sien myself as een van hulle, wat 'n reguit pad van integriteit met God loop. En kyk gou wat sê, tussen al die goed wat ek nou net vir julle gaan beskryf, julle kan gaan lees, Jesaja 56 en 57. Vers 1 en 2 van Jesaja 57 sê, die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Dis asof hy sê, in hierdie chaotiese, sondige wêreld, waar mense net gefokus is op hulle self, op hulle eie begeertes, hy sê, is daar mense wat God opreg dien, die regverdig is, en hulle sterf, en dis asof niemand kennis neem daarvan, die wêreld gaan net aan. Hy sê, die wat aan die verbond getrou is, sterf sonder dat iemand begryp dat dit deur die boosheid in die wêreld is, dat die regverdige sterf. Ek lees iets daarvan, as ek dit lees, dat God sê, dis nie wat ek vir my mense bedoel het nie.
Dit was nooit die aarde wat ek geskep het nie. Dit was nooit wat ek bedoel het vir enige mens wat deur my geskep is. Hy gebruik die woord die regverdige. En dan sê hy, die wat aan die verbond getrou is, sterf, sonder dat iemand begryp, dat het deur die boosheid in die wêreld is, dat selfs die regverdige sterf. En dan sê hy, die wat die regheid pad loop. Die regverdiges, die wat aan die verbond getrou is, die wat die regheid pad loop. Die wat die regheid pad loop, kom waar daar vrede is, en hulle rus in die graf. En dan gaan hy aan, en dan kan jy dit gaan lees. Hy sê, maar julle, kom nader hierheen, kinders van die towerheks, en dan gaan hy weer aan, om die boosheid van hierdie wêreld te beskryf. En dis asof daar ergens 'n venster is waar God stil staan en sê, al neem niemand anders kennis nie, ek neem kennis van elke regverdige wat sterf. Psalm 115 wat sê, hy sê, die dood van die regverdige, of die dood van sy dienaars, is nie vir God 'n geringe saak nie. Die dood van Elsa Hulsworth is nie vandag vir God 'n geringe saak nie. Hy neem kennis daarvan, al sal niemand anders kennis neem nie. Die een ding wat ek baie keer by geleenthede soos hierdie sê, omdat my vrou met my iets daaroor gedeel het, terwyl ek in die ICU gelê het vir 'n paar dae, en nie geweet het wat met my gebeur nie, en al die goeders wat ek nie weet nie, wat sy nou vir my later vertel het. Toe sê sy vir my, elke keer as sy by daai ICU uitstap, en sy stap in die gang af, en sy stap uit na 'n motor toe, dan is dit asof sy wil vra, die wêreld gaan net aan, is iemand nie bewus daarvan dat ek het iemand hier binnekant wat besig is om te fight vir sy lewe, en die wêreld gaan net aan. En baie van ons sal verstaan wat dit is en wat dit beteken. Want weet julle wat, en daar's niks daarmee verkeerd nie. Dis nie, jy hoef nie daaroor skuldig te voel nie, maar as ons vandag hier uitstap, dan hol ons weer net elkeen ons by 'n pad en ons gaan aan. En eintlik het een van die groot bome geval. My vrou het eendag met ons bejaarde funksie vir ons bejaardes 'n ding gegee oor bome. Ek weet nie of sy dit nog het nie. Maar ek wil vir julle sê, hierdie is 'n groot boom wat geval het. Hierdie boom het vir baie voëls neste en skaduwee en kos gegee. Dit is 'n groot boom wat geval het. En dis vandag baie mense wat kennis neem daarvan. En ek eer die Here. Ek eer die Here dat hy vandag vir ons, elkeen wat hierso sit, vir die wat regverdig is, die wat aan die verbond getrou is, en die wat die regheid pad loop, sê ek neem kennis, ek weet van jou, ek sal sorg. Want in 'n bose wêreld soos dit wat ons leef, of waarin ons leef en wat ons beleef, voel dit baie keer, is daar iemand wat weet? God sê ja, ek weet, verseker. Ek wil graag 'n stukkie met julle lees, seker so 6 maande terug, toe deel ek dit met Tannie Elsa, en toe sê ek vir haar, en dis hoekom ek sê, ek wou vir haar goed gesê het, terwyl sy nog geleef het, nie as sy eendag hier nie meer is nie, dan wil ons nie blomme bring, en mooi woorde sê nie, dit is terwille van die familie. Maar ons moet vir haar gesê het wat ons wou sê toe sy gelewe het. En ek deel met haar hierdie ding, en ek sê vir haar, Tannie Elsa, as daar een individu in hierdie wêreld is met wie ek dit kon identifiseer, dan was dit jy. En ek wil vra, dat ons elkeen sal seker maak, dat ons hierdie CV in ons lewe kan hê. Vers 6 van 2 Timoteus 4, ek glo die meeste van ons ken dit of het dit al gehoor. Hy sê, wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd vir my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Dit voel vir my partykeer as ek met mense praat oor die ewigheid en die lewe by God, dat dit so pie in the sky is, jy weet, daar vers iets, ons sal maar sien as ons eendag dood gaan. Ek wil vir julle sê, die Bybel sê baie meer daaroor as wat ons ooit besef. En hoekom ek dit vandag met jou deel is, elke keer, die laaste paar maande wat ek by haar was, kon ek in haar gees iets sens van die werklikheid en die realiteit van 'n ewigheid by God. Dit was nie 'n godsdienstige oortuiging nie. Dit was 'n realiteit wat haar hele lewe uitgestraal het. As sy daaroor gepraat het,
Andries, onthou jy daai keer, jy was by gewees toe sy ook vir ons gesê, toe sy nog bietjie kon praat. En ek sien dis in die bedankings ook opgeneem. Ek is so bly daaroor. Die laaste tyd het sy vir my gesê, I'm not waiting for the undertaker. I'm waiting for the uppertaker. En sy het dit met soveel oorgawe gesê. Sy het geen vrees vir die dood gehad nie. Sy het geen inhibisies gehad oor wat gebeur met haar en wat met haar gaan gebeur nie. Sy het net geweet, I'm ready, I'm waiting. En is dit nie eintlik wat elkeen van ons behoort te doen elke dag? Want u sien, die verskrikking of die verskriklike realiteit is dat baie mense met wie ek werk, ongelukkig, dink dat die dood gaan oor siek mense en ou mense. En dit het niks met siek mense en ou mense te doen nie. Kinders gaan dood, jong mense. Ek en my vrou het skokkende nuus gekry van mense wat ons ken. Een van ons personeel het ons kon vertel, miskien het julle gehoor of gelees daarvan, ma en pa wat gaan vlieg het. En voor hulle kinders val daai vliegtuig die week en hulle is op slag dood. Jonk, dit het niks te doen met ouderdom of met siek wees nie, of met kleur of met status of met enige iets nie. En die wonderlike is dat Paulus het gesê, ek het hierdie lewe geleef en ek weet my dood is voor die deur. En ek is gereed om dit te doen. Ek is gereed om daai kroon te ontvang. Wat is hierdie kroon? 'n lewe by God vir ewig. Die feit is dat elkeen van ons behoort elke dag so te lewe. Want daar is nie 'n sirene wat afgaan en sê, it's time, get ready. We must be ready every day. En baie van die mense met wie ek werk elke dag van my lewe, lyk dit vir my asof hulle dink, dis vir ou mense, vir siek mense en vir ander mense. 'n Verskriklike ondervinding wat ek gehad het, seker een van die mees intenste ondervindings. Ons was die sonnagoggend hier besig en ek sien iemand word uitgeroep uit die gehoor uit en hulle beweeg uit en ek dacht toe, dis normaal, dit gebeur altyd, gebeur oral. En intussen is hulle seun oorlede, 21 jaar oud, uit 'n week gelede 21 geword en 'n week later is hy oorlede in 'n motorongeluk. En sy vat my so aan my skouers en sy sê vir my, eintlik, ekskuus, dis die pa wat het vir my gesê, sy het langs hom gestaan. Hy sê vir my, luister wat hy sê, ek het altyd geglo, dit gebeur met ander mense. Jy sien, ons moet op 'n plek kan kom, wat ons saam met Paulus kan sê, en ek wil dit graag vir julle lees, want ek dink, baie van ons ken dit, maar ek wil jou net vandag weer herinner daaraan, dat iemand wat 'n lewe soos sy gehad het, sê vir ons eintlik, haar lewe was 'n boodskap. Haar lewe het so baie gesê, sonder dat sy eers woorde gebruik het. En ek eer die Here daarvoor. Ek wil nie oor haar vandag bedien nie, maar haar lewe inspireer my om definitief iets te sê daaroor. In Romeine 14 vers 8, en ek weet, ons het dit al baie aangehaal, dis 'n bekende gedeelte, wat Paulus ook sê, hy sê so, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dit is nie goed genoeg dat ons moet wonder of twyfel daaroor nie. 'n Man sê onlangs vir my, as ek vandag sterf, weet ek nie waar ek sal wees. Ek sê van hoekom sê dit? En hy deel met my iets van sy lewe, en dat hy voel net elke dag, hy maak dit nie. Ek weet nie of daar sulke mense ook vanmôre in ons gehoor is nie. Voel net hulle maak dit nie. Dis altyd 'n stryd. As dit nie dit is nie, is dit dit. Daar's altyd iets waarmee ek worstel en stry. Dit voel net vir my, ek maak dit nie. En ek sê vir hom, weet jy wat? Die verbond wat God met jou gesluit het deur Christus Jesus, het nie beteken jy kan lewe soos jy wil en maak soos jy wil en dis alright nie. Maar dit het beteken, sê die Efesiërs 1, so mooi. Hy sê, deur Jesus Christus is ons
deur sy gees as sy eiendom verseël. Kan ek dit weer sê? Deur Jesus Christus, of in Christus soos Koentog, is ons deur die Heilige Gees as sy eiendom verseël. En dan kom hy, en hy sê dit, nie ek nie. In Johannes 10 dan sê hy, die wat die Vader aan my gegee het, sal nie een van verlore gaan nie. Hy praat oor sy verantwoordelikheid, dit wat God ingesit het in Christus en deur Christus, om seker te maak dat elkeen van ons kan kom, waar Paulus gesê het, ek het hierdie pad volhardend tot die einde toegestap. En ek weet, hy wil hê ons moet dit weet, want jy sien, hy het gesê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Dis hy wat gesê het, niemand wat die Vader vir my gegee het, sal verlore gaan nie. Beteken dit, ons kan nie ons rug draai op hom en wegstap nie? Natuurlik kan jy dit doen. In enige verhouding kan jy dit doen. Maar ons God van sy kant af sê, en dis vir my die kosbare, dis hoekom, toe ek 'n jong predikant was, ek weet nie, miskien het van julle dit ook gedoen, jy hoef nie 'n predikant wees om dit te doen nie. Maar toe ek jong was, kom ons bly by die woord jong, vergeet die woord predikant, was een van my begeertes as 'n kind van God, net een. Toe ek kinders het ek ook net een begeerte gehad. Toe ek jong was, het ek een begeerte gehad, wat ek altyd gebid het, en gesê het, Here, my enigste begeerte, is dat ek sal klaarmaak wat U in my lewe begin het, want ek weet, U sal klaarmaak in my lewe wat U begin het. En dat ek klaarmaak wat U begin het. Ek wil in eer eendag klaarmaak, want my woord sê, dit gaan nie oor wie begin het nie, maar dit gaan oor wie klaarmaak, wie volhard tot die einde toe. En dis die een ding, as ek vandag vir julle een ding kan gee, om hier weg te vat, as 'n motivering, as 'n boodskap, wat ek oor haar lewe wil sê, en wat God ons mee wil motiveer, want haar lewe was 'n boodskap, is dit hierdie een ding. Elsa het nooit opgehou nie. Toe ek gewonder het, Here, dit wat hierdie vrou deurgaan, dis asof die aanslag net die een na die ander gekom het. Hierdie laaste tyd, hulle wat met haar geleef het, elke dag sal weet waarvan ek praat. Daar was aanslag op aanslag, op aanslag. En ek sê vir jou, as hy die geleentheid gehad het, om iets te sê, was dit hoop, genade, volharding, I will not turn back. I have decided to follow Jesus. No turning back. En al is ek die enigste een wat volg, en aanhou, ek sal nie omdraai nie. En dit het my lewe geïnspireer. 30 jaar terug kon ek sê as 'n jong mens, maar ek kan dit nou nie meer sê nie. Maar dit het my lewe geïnspireer, vandat ek vir Elsa Holdsworth geken het. En weet jy wat, ek het klink ek nou soos 'n soutie, maar ek het eintlik nie vandag nodig gehad, om iets te kom sê eers uit die woord nie. Want ek voel net elkeen wat haar geken het, haar lewe het die evangelie verkondig. In elke opsig wat jy vandag vir my kan sê, het sy foute gehad? Natuurlik, tensy hy haar nie goed genoeg geken het nie. Ons het saam gehuil, en dit mag julle nooit vas sê nie, ons het baie keer saam geskinder ook, maar dit was net tussen ons twee, maar ons het daarom die goeie gewoonte gehad, as ons klaar geskinder het, ons sê ons, Here, ons kom agter, dit was dalk nog nie so heeltemal in lyn nie, so vergewe ons. Maar weet julle wat, ek weet, sy was nie perfek nie, so ek hoop nie ek gee vir iemand die idee, sy was hierdie perfekte vrou nie, sy was dit nie, maar sy was 'n besondere vrou. Sy was 'n mens wat God lief gehad het, sy was 'n mens wat mense lief gehad het op 'n manier, en sy was regheid en eerlik, sy kon genade en waarheid gegee het. Ons kan nie net genade gee in die kerk, ons moet waarheid ook gee. En ons kan nie net waarheid gee nie, en sonder genade nie, want dan oordeel ons en ons maak dood. En ek kry dit so baie nog steeds in die kerk, ek weet nie waar kom ons dan, ons dink ons werk vir God, en ons doen die Here 'n guns as ons mense veroordeel, en vir hulle vertel, nee, ons moet genade en waarheid hê. Nie die een of die ander nie. En Elsa het my iets geleer van genade en waarheid. En partykeer moes ek haar teregwys, en sy het my baie tereggewys. Maar ons kon met mekaar eerlik gepraat het oor goed. As dit kom by God, sy woord, by mense.
En daarom, ek sluit af. Hebreërs 10:36 sê, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen. En om te ontvang wat hy beloof het. Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. God het vir ons verskriklik baie goeders beloof. Maar het is interessant dat hy nie hierso net geloof noem nie. Hy sê volharding is wat jy nodig het. Want jy kan geloof hê en jy kan ontvang. Maar as jy wil aanhou ontvang, moet jy aanhou glo. En jy moet aanhou hoop en jy moet aanhou stap en jy moet aanhou. Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang alles wat hy beloof het. Die een ding wat ek van haar kan sê, en waarom ek wil afsluit, en nie net van haar nie, van elke kind van God, Johannes 11, waarvoor ek baie lief is, sê, elkeen wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En net vir iemand wat dit verkeerd kan verstaan, vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo. Jy sien, ons moet lewe en in hom glo, ons kan nie net in hom glo nie. Ons kan nie as ons dood is eendag sê, ek sal glo nie. Here, nou sien ek. Hy sê, elkeen wat glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar die vereiste is, elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. En hy vra vir Maria, glo jy dit? Glo jy dit? En elkeen van ons wat hier vandag sit, en wat nog lewe en in hom glo, sal lewe, al sterwe ons ook. So as ons hier lewe, lewe ons vir hom. As ons sterwe, leef ons vir ewig by hom. En dis hoekom ons ook kan sing, what a day that will be, when my Jesus I will see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he take me by the hand and lead me to his promised land. What a day, glorious day that will be. Hoekom sê ek dit vir julle? Ons sing die liedjie, sy doen nou die ding. It's not anymore what a day that will be. Sy's daar. Sy's op die plek wat sy verdien, waarvoor sy gelewe het, waarvoor sy haarself gegee het, haar menswees, haar alles. En baie van julle dink sy het kunstklasse gegee om mense kunst te leer. Jy mis dit, tensy jy haar nie goed genoeg geken het nie. Dit was net 'n tool om by mense uit te kom, om hulle by God uit te kry. Ek weet nie van, ek dink daar's min mense wat deur haar klasse was, wat nie by die Here uitgekom het, as jy nie by die Here was nie, for that matter. As jy daar was, dan was jy deel van die crowd, wat gehelp het om die ander daar te kry. Maar as jy nie by hom was nie, dit was net 'n geleentheid. En saam met elkeen van julle vandag, wil ek hê ons moet haar eer, vir wie sy was. As jy altyd by begrafnisse is, waar ek bedien, dan sê jy agterkom, dis die eerste begrafnis wat ek doen, wat ek vandag doen. Want dis die enigste geleentheid wat ek het. Daar's goed wat ek kan sê vandag, wat ek nie altyd kan sê oor almal. Ek het hierdie week 'n begrafnis gehad van iemand, wat ek nog nooit in my lewe gesien het. Ek weet niks van hom. Ek moes by sy familie sit en sê vir my, is hy getroud, is hy ongetroud, het hy kinders, het hy familie. Dis nie maklik om so iemand te begrawe nie. Maar dis anderste as jy 'n Elsa Holdsworth die voorreg het, om met 'n familie soos hierdie, vandag haar lewe, en dis hoekom ons hier is, om haar lewe te celebrate. Ons is hartseer dat sy nie meer hier is nie. Maar as 'n deel in my wat saam met haar wil dans, al kan ek nie dans nie. Wat saam met haar net bly is en dankbaar, want saam met alles wat sy gedoen het, het sy altyd hierdie begeerte gehad. Om eendag vir ewig by haar koning, die Here aan wie sy behoort te wees. En vandag is dit 'n realiteit. Kom ons bid saam. Vader, dankie. As ek so kyk na al hierdie werk van Tannie Elsa se hande, 'n klein deeltjie van haar fisiese werk wat sy op hierdie aarde gedoen het, die talent, die gawe wat U vir haar gegee het, was nie net om te skep nie, maar ook om vir mense lewe
te skep en geleentheid te gee. En daar is so baie verhaaltjies oor elkeen van hierdie prentjies wat hier is. Want dit was nooit net 'n skilder nie. Daar was altyd 'n storie agter dit, 'n storie saam met dit. En Here, nie een van ons wat hier so sit vandag kan ooit deur enige woorde aan haar laat reg geskied vir wie sy was en wat sy gedoen het nie. Maar sy het dit nooit vir ons gedoen nie. Sy het dit vir u gedoen, die een vir wie sy baie lief was. En vandag wil ek saam met hierdie groep mense en elkeen wat later dalk hierdie boodskap of hierdie verrigtinge sal na kyk. Saam met elkeen wil ek celebrate en dankie sê en kom feesvier en kom dans voor u aangesig as die God en die Pa wat deur hierdie vrou se lewe meer gesê het as wat enige boek ooit kon sê. Dankie. Dankie dat u haar, die vrou gemaak het wat sy is. Aan u, o God, alleen kom al die eer toe, want ek weet dit is wat sy vandag sou wou gehad het. Dat ons met alles wat ons sê, die eer sal terugvat na u toe. Die een waaroor dit regtig gaan. Dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir hulle wat die tyd en die moeite gedoen het om hier te wees. Ek weet as ons almal moes by mekaar kry, wie se lewe sy geraak het, sy die grootste stadion in hierdie land dit nie kon akkommodeer nie. Maar dankie. Ek bid nou weer eens vir hierdie familie, van haar broer en Annelien, en die kinders, en al die kleinkinders, elke familielid, elke een, wat net op een of ander manier aan haar verbind was, sal u kom deur u gees, u teenwoordigheid en u liefde. En ook as ons uit hierdie plek uitstap, Here, dat u deur u gees ons sal bedien, sal dra en sal troos, wanneer ons dit sal nodig het. Baie, baie dankie vir hierdie geleentheid. Ons gee aan u alleen al die eer en die lof en die aanbidding in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir Pastoor Dani vra of hy nie net vir ons die huldeblyk wil doen nie. Dankie, Pastoor Dani. Dis my voorreg om hier te staan om so 'n paar woorde te sê. Maar soms moeilik om 'n huldeblyk te bring vir iemand wat jy nie ken nie, want dan weet jy nie wat om te sê nie. Maar iemand wat 'n lewe saam met haar spandeer het, weet jy nie wat om nie te sê nie. Nou as ek als moet sê wat ek kan sê, dan gaan ons nie huis toe vandag nie. Ek is so bly dat Pastoor Herman baie gesê het oor haar geestelike ding en haar geestelike bediening en alles daarmee. Daarop sê ek dit nou, dis soos wat ek haar leer ken het. En ek dink meeste van u het haar so leer ken. So ek gaan nie baie daarop hamer nie. Ek aanvaar dit is 100% korrek. Ek wil dan nou meer met u gesels oor haar as my suster. En ek wil sê, dit was 'n lewe wat feestelik was. Ons het saam groot geword, so saam in Merrydeil gebore, toe het ons saam Potchefstroom toe getrek. Sy was net ouer as ek, so 18 maande. My ouers het baie interessant hulle kinders gehad. Ek glo nie, dit was so beplan nie. Maar wat gebeur het, die oudste van ons 6 kinders, is dat die eerste een was 'n suster, so 18 maande later 'n broer, dan 3 jaar bietjie gewag, was daar weer 'n suster, en 18 maande later 'n broer, en dan 3 jaar later, was dit sy, en dan ek was die baby. En nou wil ek vir jy sê dat, dis nie lekker om my baby te wees, my klein seun het eendag, saam met sy moeder gegaan na 'n familielid se begrafnis toe. Het was 'n baie treurige begrafnis. Dit was 'n huilbegrafnis. En toe hulle nou huis toe ry, toe sê hy, "Mommy, is sleg om die jongste te wees."
Sy sê, maar hoekom? Hoekom is dit so sleg nie, jy dan ons almal? Hy sê, mami, as ek die dag doodgaan, is daar nie mense wat vir my gaan huil nie. Nou Elsa was iemand wat dit geniet het om vir my te sê, ek is die kleintjie. Ongelukkig was sy nie veel ouer as ek nie, en dan baie keer as die ouer broers en susters iewers heen gaan, dan moet die kleintjies by die huis bly. En dan sê dit uitgebuit. Ons taak was om die skottelgoed te was in die aand. Deur die dag is 'n ander wat dit doen, maar ek en Elsa moes skottelgoed was. Dan sê altyd gesê, ek was eerste, jy kan afdroog. Dan dink ek, okay, dis alright, hoef ek nie aan die vuil borde en goed te vat nie. Maar sy het 'n plan gehad, want sy doen dit, dan hoop sy als op, en als sy als uit, dan sit sy neer, en moet ek afdroog, en dan gaan sy huis, dan gaan sy in die kamer in. Ek is lank nog besig, dan is sy al klaar met dit. Sy het altyd 'n plan gehad, om jou 'n poets te bak. Ek kan onthou dat, op 'n stadium, toe ek nou in die teologiese college was, toe sy en haar eerste man, Isak, wat aan 'n hartaanval dood is op 45 jaar ouderdom, het hulle vir ons geweldig baie beteken. En my vrou sê toe vir Elsa, jong, hoe sê 'n mens dankie vir dit wat jy gedoen het? Sê, ag, jy hoef nie dankie te sê nie, voel maar net soos 'n hond. Nou dit was sy het sê goed gehad. Was my kosbaar toe ek gehoor het van die appartyker. Nou die appartyker het nou kom besoek neem, en sy is nou waar sy wil wees. Maar sy was werklik waar iemand wat in alles belang gestel het. As skoolkind het sy begin met klavierlesse. En toe moes die ander kleintjie ook klavierlesse neem. Op hoërskool was daar ander dinge waaroor sy baie gesteld was, onder andere kunsvleit. Sy het geleer om 'n makramie te vleg. En toe het sy vir al haar maats geleer om makramies te veg. Die ouer mense, onthou julle nog wat die makramie is? Is so 'n ding wat jy aan die dak hang of aan iets hang, en dit word met raffia gedoen. En dan kan jy potplantjie daarin sit of wat ook al. Toe sy met dit begin, en toe dit nou uit die mode gaan, het sy begin om prentjies te teken. Sy was altyd lief om prentjies te teken. En dit het ontwikkel na houtbrandwerk. Met 'n warm soldeerbout het sy iets geteken op die sagte hout, en dan het sy met 'n warm soldeerbout aan die kante het sy baie lank gelos, en dan so geleidelik getrek dat hy eers swart was en dan ligter en dan bruin, dan gaan dit weg. So sy skaduwees gemaak vir alles. En ek wou dit ook doen, maar ek het dit toe heel deur mekaar gedoen. Toe lag sy vir my. Toe sê sy, nee man, kom ek wys jou. Jy moet altyd dink aan die son. As jy sê die son is aan die linkerkant, dan moet jy altyd die helder kant van jou streepie inkleer en dit saggies wegvat. Want dan skyn die son op die artikel en dan die skaduwee maak dit ligter. Ek weet nie eens of ek dit reg stel nie. Ek het dit probeer doen, maar ek het net die soldeersbout gebrand. So het sy aangegaan, en toe dit nou uit die mode gaan, toe sy begin met handewerk, met houtsneewerk, en sy het dit verskriklik geniet, en sy het die mooiste goed gedoen. En my vrou vra toe vir haar, jong, hoe kry jy dit reg? Sy het 'n vreeslike mooi luiperd wat op 'n boomtak gesit het sy geteken. Toe vra my vrou vir haar, hoe maak ek dit reg? Hoe kry jy dit reg om uit 'n stuk hout dit te doen? Sy sê, ag, is vreeslik maklik. Al wat jy doen, kap net als weg wat nie soos 'n luiperd lyk nie. En op die ou end het dit gelyk soos 'n luiperd. So het sy aangegaan. Toe ek nou begin met 'n gemeente in Bloemfontein, die tweede gemeente, toe sy elke keer van die plaas af gekom, Leeudorings, by Wesselsbron, dan het sy kom klas gee aan die dames, net om so 'n bietjie aangenaam te maak, en sy het hulle so lekker laat lag. En in daai klas, dan vra hulle vir Elsa, kan ek my vriendin saambring? Sy sê, ja, bring dit saam. Nou, jy by die 3de, 4de klas, dan neem daai vriendin die Here aan as sy saligmaker. Sy het
in alle opsigte die Here eerste gestel. Sy het gesê dat dis my doel om wat ek doen te doen tot eer van die Here. En as ek nie my getuienis uitleef nie, wat is dit werd as ek mooi goedjies maak? As ek die dag loop, dan weet niemand daarvan nie. Maar hier sit nou mense wat by was, wat in haar klas was, wat werklik waar hulle lewens verander het as gevolg van haar getuienis. Sy was altyd opgewek en vrolik. Die laaste ruk wat sy die klasse gegee het dit soms gebeur dat sy val en baie keer seer gekry. Dan wil sy ophou, dan sê hulle nee Tannie, ek sal die tee maak, ek sal dit doen, maar moet net nie ophou nie. En toe sy nou op die ou end regtig ophou en trek toe, wil hulle sê, maar Tannie, kan jy nie daar by die aftreeoord maar klasse gee nie, daar's tog mense wat dit sal geniet en dit waardeer, toe sê sy nee, daai prentjie is nou afgehandel, daai skildery is nou voltooi, ek gaan nou nie verder met dit nie. Sy was baie lief vir sendingwerk. Sy en haar eerste man het sendingwerk gedoen, hy was 'n mielieboer. Hy het 'n gebou op sy plaas aangebring, wat hy deur die week gebruik het as sy skool vir die kinders van die buurt, sonder al die plase se kinders het altyd so intoe gekom. En haar onderwyser wat sy aangestel het, was 'n Maruti. Toe sy altyd laat hy deur die week klas gee en deur die naweke kerk hou. En dit het so goed gewerk. En Koos Manessa is haar naam. Toe sy nou eendag in Kimberley is, toe bel sy vir Koos. Toe sê sy, Koos, hoe gaan dit? Jy stil, ek verlang na jou. Sê nee, dit gaan baie goed met ons. Toe sê sy, waar's Mykie? Koos se vrou se naam was Mykie. Sê nee, is hy so. Sê nou maar, hoor hierso, laat ek gou vir haar hallo sê. En hy sê iets so, maar dis doodstil. En sy hou aan doodstil. En sy sê, Koos, waar's Mykie? Het jy geroep? Sê ja, sy kom nou, sy het net 'n hoed gaan opsit. Dit was hoe sy teenoor haar mense was. Op 'n Sondag het hulle kerk gehou. Dan was daai ou saaltjie uitgepak met die buurt se plaaswerkers en sy self ook, hulle eie plaaswerkers. En sy het werk daarvoor als gedoen. En jy sal my nie glo nie, sy het vir hulle meeste van die tyd sop gegee en toe broodjie as huis toe gaan. Oor Kerstyd het hulle bees geslag vir almal op die plaas. En dit is hoe dit gaan, maar dit het nie gegaan sonder om die woord van die Here te verkondig nie. En sy was lief en Isak, haar eerste man, was lief daarvoor. En toe hy nou oorlede is, vroeg stadium, toe was sy ruk alleen. Toe trou sy met Louis Holdsworth. Ek het die voorreg gehad om die diens uit hierdie selfde gemeente, uit dieselfde kerk te hou. Hy was ook baie lief vir dit en hy het nie omgegee dat sy sendingwerk doen nie. Maar hy het baie interessante goedjies gesê en gedoen wat ek nou nie op wil ingaan nie, maar sy was lief vir die Here en Louis het haar ondersteun. Ek wil net een ding vertel van Isak. Omdat hy 'n landbouboer was, het hy ook net vir sekerheid as daar dalk 'n misoes is, het hy ook beeste gekoop by die Vandisie. Dan sit maar beeste, dan voer hy hulle en as dit dan vet is, dan verkoop hy dit op 'n vat slagpale toe. En hy daardie tyd was in hulle plaashuis in die gang het die ou foon gehang. En terwyl die foon hang, dan was daar 'n sitplek waar jy kan sit en gesels. En die dag was Isak op pad na die begrafenis toe, na die veiling toe. Maar sy moet nou sekere goed doen. Hy moet dit sekere goed doen. En hy sit sy een been op die stoeltjie terwyl hy moet sy twee hande, die een die foon vashou en dan notas maak. Toe is daar 'n koutjiepen. Toe sy op die kakiebroek se bout 'n hart geteken en daar geskryf I love you. Maar hy het dit nie geweet nie. Hy het gedog sy wil sommer net sê maak nou klaar. Toe hy by die Vandisie kom, lag almal. As hy vorentoe gaan, dan lag almal. Hy sê dat kan hy nie verstaan wat aangaan nie. En toe hy by die huis kom, toe sê jong, almal het vir my gelag.
sy bring die spieël, sy hou dit voor hom en sê, kyk, dis seker wat hulle laat lag. 'n hart geteken, I love you. Sy kom in Port Elizabeth net na Isak se dood. Toe sleep sy karavaan, toe was André hulle nog klein. Sleep sy die karavaan, maar sy beland in 'n eenrigtingstraat, heeltemal verdwaal. En 'n verkeersbeampte kom by haar en sê, mevrou, jy ry net, jy's in 'n eenrigting. Sy sê, maar ek ry mos net in een rigting. Sy het altyd 'n sêding, sy het altyd 'n antwoord gehad. En dit is wat maak dat ons was vreeslik lief vir haar. Wanneer die familie saamkom, was sy altyd die een wat die ding aan die gang gehou het. 'n laaste ou dingetjie. So, hulle het 'n baie oulike plaas gehad met groot vertrekke en op die bovertrek het hulle 'n lang kamer gehad. Daar kon 14 beddens ingaan. Maar dit het sy gebruik as haar kunsatelier en het 'n buitetrap gehad. Toe sy tydens die seminaar wat gehou is, het sy in 'n tipperbak het sy resyntjies en grondboontjies gemeng. Dan stuur sy dit maar so al in die ronde dat terwyl hulle luister na Dr. Lemmer wat nou die lesing aangebied het, dan stuur hulle dit aan, dan eet hulle grondboontjies in van dit. En die aand toe alles verby is, toe ons nou kamers toe gaan, toe sê sy, Dani, kom gou hierso. Sy vat my in die spens en sê, kyk hierso, hier's 14, ek dink ons was iets soos, hier's 24, 2 dosyn pastoor. Hy sê, ek het 2 dosyn stukkies biltong uitgehang. Hulle gaan vir jou vra, jong, ek is nou honger. Maar as hulle dit doen, voor jy die biltong gee, toe sê die bak met die grondboontjies, sy die resyntjies uitgehaal, en toe sê, duikermis, ek wil nou maar sê drolletjies, askies, het sy ingemeng, en toe, niemand vir my iets sê nie, toe sê ek vir Dr. Horak, hy het langs my gelê, ek sê, hoor hierso, sê vir my, jy's honger, ek moet iets gaan soek, en toe hy dit sê, hy sê, ou Daan, jongens, hier nie iets nie, ek is so holkolletjie op my maag, toe sê ek, ja, ek sê gou gaan kyk, en ek kom toe, ek sê, jong, al wat daar is weer, ek sien sy dit gelaai vir môreoggend se lesing, ek sê, maar sy kan dit weer laai, en ek begin hierso, by Ben, en toe by Japie, en almal vat sommer 'n handvol, en hy eet, maar toe ek hier by die 5de, 6de plek kom, nou hoor ek, en toe ons nou by einde kom, toe het die pastoor Japie gegaan, toe het hy die lig aangesit, toe sien hy maar hierdie ding, hy sê maar, hierdie is neute, en hy gee dit so hap, hy sê nee, dit is mis. Ja, dit was toe nou 'n grap, ons het tot laat die nag gelag oor dit. Sy het dit geniet om vir mense poetse te bak, maar tussen alles deur, het dit wat pastoor Herman gesê het van haar, eenvoudig uitgeblink, sy het alles gedoen, sy was vriendelik, jy kon altyd, enige tyd, by haar huis aangaan, op etenstyd kan jy kom, daar is altyd genoeg kos, oestyd, dan het Isak altyd mense gebring, wat help met die oes, so met die dors en wat ook al, en dan sê, 'n vrou is hier iets te ete, dan skep sy vir hulle op, want sy het genoeg gedoen vir die plaaswerkers, so dit wat oorbly het na die plaaswerkers toe gegaan, maar dan is daar vir almal kos, en so het ons haar leer ken, en sy het eenvoudig als gedoen, maar haar bediening van die woord het uitgebrei na baie plekke, in hierdie omgewing het sy by baie kerke, sy het nie omgegee wat is die kerk se leerstelling nie, sy het nie omgegee of dit gereformeerd was, en of dit charismaties was, of dit Pinkster was nie, sy het gegaan en na gepreek, eenmaal het sy 'n vrouekonferensie gaan toespreek, toe te gee hulle vir haar 'n onderwerp, toe bel sy vir my, sê sy, jong, wat kan ek sê hieroor? Dis 'n teks wat nie tot my praat, toe sê ek, gee my net kans. Toe het ek nou 'n bietjie navorsing gedoen, en toe stuur ek vir haar die preek, en toe sê dit gepreek, sy sê, jong, dit het so goed afgegaan,
Ek het dit later weer gepreek in 'n ander gemeente. Maar dit wat onderstreep moet word, is haar liefde vir die Here, haar liefde vir mense. Ek ken nie 'n vyand wat sy gehad het nie. Baie mense het haar gekritiseer, baie mense was kwaad vir haar. Sy het soms dinge gedoen wat ander mense anders sou doen. Dan het hulle ongelukkig gevoel, dan sê sy wel, ek is jammer daaroor. Maar dit is nou maar hoe ek gevoel het, maar as ek jou seer gemaak het, vergewe my asseblief. Dan nooi sy vir hulle tee en sy nooi vir haar plaas toe, om wat ook al te doen. Dit was vir my erg, toe sy nou die huis moes opgee, daar in Parkweg. Maar ek het toe nou ook gevoel, sy kan nie daar val, en daar is dan niemand om haar te help nie, en dit het gebeur. Sy het maar altyd, as haar voor naby was, het sy vir Andries gebel, want Andries en sy was soos 2 karperde, hulle het so saamgeloop. Vir jare lank. En toe het Andries ook gesê, Tannie Els, ek dink jy moet gaan, ons sal vir jou die plekkie mooi regmaak. En toe sy dit nou kry, toe het 'n paar van hierdie vriende van haar, hierdie steunpilare, het gegaan, toe was sy self nie meer baie sterk nie. Toe het hulle al haar goed weggevat, wat sy wil hê vir die kamertjie, vir die woonstelletjie, en die res het Andries verkoop op 'n manier, so deur media, hierdie sosiale media. En sy het al die geldjies wat daarvoor gekry, en sy was so gelukkig. Toe het sy nou weer daar geval, en na een aand het sy geval, die oggend 4 uur die nag. Toe het sy nie 'n foon naby nie, en sy kon nie opkom nie. Toe sy gewag, ek dink Andries het toe daar op haar afgekom, toe lê sy op die vloer. Toe het hulle haar opgehelp, maar in steede van huil en wat ook al, toe lag sy, toe maak sy 'n grap van dit. Sy het skaam gekry, maar sy het 'n grap gemaak daarvan. En toe het hy van daar af is sy na die hoë sorg toe van die Acacia Aftreeoord, en daar het sy regtig haar getuienis uitgeleef. Ek dink dat die personeel wat hier sit van Acacia, sy het altyd met die grootste lof gepraat van die plek. Sy het altyd gesê, as daar iemand is wat wil handdoek ingooi, sê, kom Acacia toe, dit is hier lekker. En ek wil sommer vir julle sê, baie dankie vir wat julle gedoen het, julle het haar lewe ingekleer. 'n Laaste wat ek net wil sê voor ek gaan sit, en ek weet daar's 'n lysie bedankings wat voor lê, en as ek dit nou, ek wil nou net 'n paar name hier uitsonder. As dit in die lysie voorkom, dan gaan dit net 'n bevestiging wees van wat ek sê. Die eerste naam, of name wat ek wil uitsonder, is Andries en Charlotte. Andries was elke dag daar. Ons het, toe sy nou in die Acacia intrek, het ons nogal probeer om so dikwels as daar 'n kansie is, om van Pretoria af te kom en vir haar te kuier. En as ons daar is, dan sê my vrou, hoorie, Elsa, kan ek vir ons tee maak? Hy sê, nee, Andries sal seker nou kom. En dan 5 minute later kom Andries, en dan maak hy tee en hy doen als. Ek sê, jong, wie is die Andries? Sy sê, dit is my ander seun. My een seun boer ver by Delmas, later aan in die Vrystaat. Sê, maar dis my seun. Hy doen als vir my. En ek het nie woorde, Andries, om vir jou dankie te sê nie. Eendag het ek en my vrou ongevraagd daar aangekom. Toe sit Andries plat op sy sitvlak voor haar en vryf haar voete in met olie, wat die fisioterapeut vir haar gegee het. Dis 'n werkie wat ek nie eers sou kon doen nie, maar hy het dit met groot glimlag gedoen. Wanneer ook al daar probleme was Andries daar. As die dokter 'n voorskrif gee, sê dan Elsa, moenie worry nie, dan wil hulle dit vir haar deurfaks, en dan sal dit môre afgelewer word. Sê, nee, gee dit vir my, dan gaan haal hy dit gou. En dit is net onbeskryflik hoe Andries haar opgepas het. Dan sê ek, Andries, jong, ons waardeer dit. Op 'n stadium het ons vir hom 'n donasietjie gegee, toe wil hy dit nie doen. Ek sê, maar net vir die brandstof asseblief. Vat dit, anders het ons nie verder vrymoedig en sê, oom Dani, ek wil dit nie hê nie, ek doen dit uit liefde.
En saam met Andries was daar ook 2 ander, wat in besonder, ek wil noem, dit is Charlotte, sy verjaar vandag. Toevallig gebeurde dat op Elsa se sterfdag het my vrou verjaar, en op haar begrafnisdag verjaar Charlotte. Charlotte sy is 'n suster, maar sy het eenvoudig alles gedoen wat nodig was. Ek dink sy het baie die mense gehelp in Acacia, want sy kon dinge raak sien, wat vir my vreeslik merkwaardig was, toe Elsa nou baie swak was, sy kon lankal nie meer praat nie, toe kry hulle vir haar 'n plekkie in die hospice, wat heel wat goedkoper is, en sy en Andries gaan toe en sê, Tannie Elsa, ons het nou vir jou 'n blyplekkie gekry daar, dan hoef jy nie meer soontoe te gaan, was lang gange ensovoorts. So, hulle het gedink dat sy gaan sê nee, maar sy het heeltemal oorgegee. Jy kon met haar toer op daardie stadium, as jy iets doen, dan doen sy dit saam met jou. Dus dit vir my so interessant, iemand het 'n video geneem, terwyl Charlotte vir haar vra, of dit haar toestemming is, dat hulle van die hospitaal haar neem na die hospice toe. Toe met die wysheid wat, seker net iemand wat die ondervinding het, van iemand wat nie kan praat nie, buk Charlotte se oor haar, Ekskuus as ek bewoor raak. Ons Maries huil vreeslik maklik. Nou die dag het daar Pick n Pay daar naby ons oopgemaak, toe huil ons. Toe Charlotte sê, Tannie Elsa, ons het 'n plekkie vir jou wat goeie versorging het. Jy ken hospice, jy was baie daar. Ons het 'n hospice plekkie gekry. As jy wil gaan, knip jou oog 1 keer, en as jy nie wil gaan nie, knip jou oog 2 keer, want sy kon nie praat nie. En toe sy kyk toe, maak sy jou oog toe net 1 keer. Toe sê sy so, Tannie Elsa wil gaan, toe knip sy weer haar oog so 1 keer. Dis die wysheid waarmee hulle haar behandel het, en dit was vir my so insiggewend, dit was vir my so wonderlik, dit was vir my so leersaam. En dan name wat ek nog wil noem, saam met dit is Cornelia. Elsa het haar visie genoem, en ek het nie geweet hoekom nie. Toe vra ek vir haar, jong, hoekom noem jy haar visie? Sy is 'n advokaat. Noem haar op haar naam. Sy sê nee, sy is my visie. Ek noem haar visie. Ek dog toe nou, dit is omdat sy gedurig, dan sy in Prieska in die hof, dan sy in Vryburg in die hof, sy is 'n aanklaer, en gaan sy rond, toe dink ek sy swem seker rond. Toe hoor ek nou later aan, as 'n klein dogtertjie was sy mal oor die water, sy het sommer met haar klere in die dam gespring en geswem, toe noem hulle haar visie. Nou visie het Elsa altyd gesê, is my regsverteenwoordiger. Visie het haar altyd raad gegee. Administratief het visie berge versit. Ek wil dit nou ook maar noem, die huis waarin sy gebly het, was haar tweede man, Dr. Louis Hulsworth se huis, en hy die huis se gebruiksreg vir haar geskryf in die testament, maar wanneer sy dan sou sterf, dan gaan die huis halfpad na die 2 seuns toe. En Visie het dit reg gekry, dat daardie huis op haar naam was. En toe sy dit kon verkoop, toe sy aan oor genoeg geld, om haar lewe vir haar maklik te maak, en dat sy Acacia kon betaal, hoë sorg wat baie geld kos, en so meer en so meer. So Visie het 'n besondere rol gespeel. En dan is daar ook Deborah en Marita. Ja, hulle was gedurig by haar. Sy het altyd gesê, Marita is my gebedsmaat. Marita het soms 'n uur lank saam met haar gebid. Tydig en ontydig, voor sy na die Acacia aftree-oor toe gegaan het, en daarna het Marita kom bid. Ek sê vir Marita, jong, ek waardeer vreeslik wat jy doen. Sy sê nee, jy weet nou nie daarvan nie, maar daar was 'n tyd wat ek haar nodig gehad het, toe was sy altyd beskikbaar vir my. En nou is dit vir my 'n voorreg om beskikbaar te wees vir haar. En dan Deborah, wat eintlik 'n pastoorsvrou is, sy was gedurig.
by Elsa, met raad, met gebed, met alles wat sy nodig gehad het. Daar was so 'n wonderlike ondersteuningsraamwerk, dat terwyl ek en my vrou eendag daar was, en nadat my vrou oorlede is, was ek en Annelie daar, toe praat ons met haar, toe sê ek, jong, hoe gaan dit? Sy sê, nee, dit gaan goed. Sy sê, met al my vriende wat ek het, kan dit nie sleg gaan nie. En terwyl sy praat, toe kom Michael in. Toe sê sy, hoorie, dit is nou my ander seun die. Want Michael het vir haar vreeslik baie goed gereël vir al sy hospitaal toe gaan. Michael is verbonde aan die personeel by die hospitaal. As sy moet gaan, as die ambulans daar stop, dan het Michael als gereël. Dan gaan sy sommer reguit bed toe. Daar's nie eers 'n plek waar sy vorms moet invul nie. Michael het eenvoudig alles gedoen. En ons is so dankbaar teenoor Michael vir wat hy vir haar gedoen het. Ja, ek dink dis die 6 name wat ek graag wil noem. Maar nou weet ek, daar is hope ander. Julle die ou hondjie gesien wat hier by haar gelê het. Van wat is die oomie se naam? Oom Lenny. Hy het 'n paar honde en baie katte gehad. Dan kom hy elke keer met 'n hond na haar toe. Die prentjie wat jy daar sien, waar sy met 'n hondjie sit, is 'n Yorkshire Terrier. Sy het so een gehad, en nou het daar 'n so terrier by oom Jenny gekom, oom Lenny gekom. Dit was ook saam met haar op die bed. En oom Lenny se eie hond, met sulke lang ore, saam met haar op die bed. Nou ja, ek kan nie dink, hoe is dit moontlik dat een persoon so 'n wonderlike netwerk van hulp het nie. En ek wil vandag vir almal wat haar so gehelp het, die wie se name ek nie noem nie, is maar net omdat ek 'n mens is. Maar baie, baie dankie vir al die besoeke, al die liefde wat hy gegee het, en alles. En in besonder vir pastoor Herman, wat geweldig baie vir haar geestelik beteken het. Sy het soveel keer, toe dit nog goed gegaan het, vir my vertel, hoe tussen sy en hom, het hulle altyd oorwinning gekry in die naam van die Here, oor watter situasie hulle ook aangespreek het. En ek wil vir hom ook dankie sê. Hy gaan vir ons die bedankings lees, maar ek is bang hy laat sy eie naam uit, want hy het 'n baie besliste rol gespeel. En as hy nou hierdie 6 persone, wie se name ek genoem het, weer 'n keer het, dan moet jy net weet, dis bevestiging van dit wat ek gesê het. Mag die Here vir u ryklik seën. Almal wat vir haar vriende was, almal wat vir haar mooi was, almal wat iewers 'n kuiertjie ingebring het, almal wat net eenvoudige kaartjie of 'n oproep. Ons waardeer dit so. Ek en my broer het oorgebly. Hy is verlede jaar, hy is so 4 maande gelede is hy huis toe. En nou is ek alleen oorgebly, en ek weet nie wie gaan huil op my begrafnis nie. Maar sy het so 'n netwerk van hulp en ondersteuning gehad, dat dit vir haar so maklik was. Sy het vir my gesê, jong, ek sê, maar is dit nie vir jou sleg na so aktiewe lewe nie? Toe sê sy, nee, toe ek kon, het ek. Toe ek dit kon doen, het ek dit gedoen. En nou dat ek dit nie meer kon doen nie, nou stuur die Here ander vir my, om te doen wat ek sou wou doen. Ek wou aan ander dit gedoen het, maar nou kom die ander, dan doen hulle dit aan my. Die Here Jesus het dit gesê in die bergpredikasie, doen aan ander wat jy graag wil hê hulle aan jou moet doen. En ek dink dis een plek waar sy geweldig geslaag het, en ek is so dankbaar. Sy was lief vir haar familie, sy was lief vir haar vriende, en ek dink sy is net eenvoudig bly dat sy nou daarbo kan wees. Ek dink sy kuier nou lekker met 2 broers en 3 susters wat daar in die paradys is. Ek dink sy het hulle gaan soek. Sy sou eers die Here Jesus wou gesoek het, maar nou dink ek kuier sy lekker met hulle. En pastoor Herman, nou skinder hulle, maar hulle skinder oor dit wat mooi is. Mag die Here vir u seën. Baie dankie dat u hier is. Dankie vir die ondersteuning wat u deur haar lewensjare vir haar gegee het. Die Here seën vir u. Baie dankie. Dankie pastoor Dani. Nou, ek het gedink, as die kantoor dalk vir my 'n lys kan regkry, dan kan ons almal wat vandag hier is, ons name opgee. Ons beloof om te gaan huil by daai begrafnis. Ons kan nie dit toelaat nie. Baie dankie. Ek dink dit was baie moeilik om in so
kort tydjie so baie te sê en ek dink, ja, soos wat julle gehoor het, daar is seker nog so baie om te sê. Dankie vir hierdie Hildeblyk. Dit is hoe ons haar leer ken het en ons weet, dit is regtig wie sy was. Nou hulle het gevra, ek moet net die bedankings doen, so ek gaan dit lees en direk daarna gaan ons net 'n laaste gebed doen en in vrede uit mekaar uitgaan. Eerstens wil ons sê dat ons almal weet dat Elsa was 'n diep gelowige vrou en dat sy die Here opreg liefgehad het. Sy het dit soveel keer aan ons gewys in die afgelope paar maande. Haar begeerte was nie om na die ander tye toe te gaan nie, maar na die appartyke toe. Ons wil vandag vir God dankie sê dat hy haar vir ons geleen het vir 86 kosbare jare. En dan is daar klaar vir my dankie gesê, so ek gaan nou nie my eie goeders lees nie, dit voel bietjie ongemaklik, maar baie dankie Pastor Dani. Dan ook dankie aan Kimberly Cremations vir julle hulp en ondersteuning met die afsterwe van Elsa. 'n Baie spesiale dankie ook aan Acacia Aftreeoord vir die liefdevolle sorg oor die afgelope paar jaar. Ons is ook opreg dankbaar aan Hospice vir die sorg gedurende die afgelope 2 weke. Julle het haar tyd daar verskoon tog rustig, gemaklik en kalm gemaak. Ons waardeer dit uit die diepte van ons harte. Nog 'n spesiale dankie aan Dr. Viljoen vir sy besoeke aan Elsa by die ouerhuis en aan Dr. Oukamp van Bloemfontein, asook die hospitaalpersoneel vir julle liefdevolle diens. 'n Baie spesiale dankie aan die twee Pieters van die personeel van Kimkem Apteek. Julle was altyd vriendelik, het altyd na Elsa se welstand gevra en vir ons soos uitgebreide familie begin voel. Pieter, dankie vir al jou ondersteuning oor die afgelope paar jaar. Dit het vir ons baie beteken. Ons wil ook graag vir oom Dani en vir Annelien erkenning gee. Oom Dani en Elsa was die 2 jongste van die broers en susters en ons weet dat daar 'n baie spesiale band tussen julle 2 was, soos wat ons ook nou gehoor het. Dani en Annelie was 'n rots en 'n pilaar van krag vir Elsa oor die afgelope paar jaar, eintlik haar hele lewe lank. Elsa het altyd gesê, Annelie, jy loop, jou optree en doen dinge net soos sy. Die 2 van julle was soos een. Dankie Annelie en oom Dani vir julle liefde en onvoorwaardelike ondersteuning. 'n Besondere dankie ook aan Gerard wat so gereeld van Bloemfontein afgery het om net by Elsa te kom sit vir 'n uur of wat en dan weer terug te ry. Gerard, jy het 'n baie spesiale plek in Elsa se hart gehad en ons sê opreg dankie daarvoor. Elsa het altyd gesê haar vriende in haar laaste jare was soos ledemate van 'n liggaam. Elkeen 'n lid, elkeen onmisbaar. Die een was die brein, die ander was die bidder, die volgende die hande wat gehelp het waar hulle kon. En ek weet dit is moeilik om individue apart uit te lig, maar ons wil graag erkenning gee en om Dani, jy het dit so mooi gedoen, so jy het my gehelp dat ek dit nie hoef te doen en verder uit te brei nie, want ek sou dalk nog langer aangegaan het. Debra, Charlotte, Cornelia, soos wat julle nou gehoor het, Vissie, dis hoe ons almal leer ken het. Marita, Michael, Margaret, Andries en Tina vir julle liefde en bystand. Baie van julle was al saam met haar sedert die kunstklasse. Ons waardeer elke oomblik wat julle gedeel het en alles wat julle vir haar gedoen het. 'n Spesiale dankie aan Anita van der Merwe vir die heerlike sop vir vandag se diens. Het julle geweet dit gaan koud wees? Andries? Julle het 'n goeie voorspelling gedoen. So net baie dankie vir al jou omgee boodskappe en optrede oproepe na Elsa toe. Sy het dit opreg waardeer. Andrei, dankie dat jy Saterdag gery het om al die begrafnisreëlings te tref en alles te reël soos wat Tannie Elsa dit sou wou gehad het. Sy sou trots op jou gewees het. Dankie dat jy haar vriende deel gemaak het van die beplanning. Andre en Sonet, dankie dat julle ons hier in Kimberley toegelaat het om aan Elsa of na Elsa te kon kyk. Dit was vir ons 'n voorreg. En 'n groot dankie aan elkeen wat ver gekom het om hulde te bring aan Elsa. Dit beteken vir ons meer as wat ons woorde ooit kan sê.
Indien ons per ongeluk iemand uitgelaat het, soos om Daniël alreeds gevra het, vra ons asseblief om verskoning. Dit was geensins opsetlik nie. Ons waardeer elkeen van julle en sê opreg dankie aan almal wat deel was van Elsa se lewe. Kom ons staan op, dan gaan ons net 'n laaste dankgebed doen. Vader, hier is vandag 'n paar mensies van 'n baie groot groep mense op hierdie kontinent en selfs oor see, wat ek van weet. Wat vandag vir 'n paar oomblikke wil stil word en kom sê aan God al die eer vir wat hy gedoen het deur een mens. As een mens so 'n verskil kon maak. Dink net wat ons kan doen as ons almal bereid is om vir U 'n geleentheid te gee. Mag U, Here, haar gedagtenis laat voortleef in ons harte. Mag dit wie sy was en dit wat sy gedoen het, deel van hierdie evangelie wees wat ons glo en verkondig. Want ons het dit gesien, gemanifesteer in 'n mens se lewe. Dankie. Dankie vir hierdie geleentheid. En ek weet baie van hulle sou vandag dalk hier kon wou staan. En ons sou die heel dag hier kon sit en luister na elkeen se verhaal, elkeen se storie. Want niemand is vandag hier omdat hulle net hier is nie. Hulle is hier omdat hulle 'n storie het om te vertel. Hulle is hier omdat elkeen van hulle op 'n besondere wyse aan haar verbind was. En selfs die mensies wat vandag kom inluister en hulle wat later sal luister. Dankie vir elkeen se dankbaarheid, se storie, se verhaal wat hulle kan vertel. En dat U elkeen van ons, Here, van hier af verder sal lei deur U Gees. Mag die saamkuier en saam wees van vriende en familie ook hierna. Here, mag dit wees dat U in dit en deur dit verheerlik sal word en mag dit alles deel wees van ons manier om vandag haar lewe te kom celebrate. Baie dankie vir elkeen se aandeel. Mag die seën van U die Here hulle vergoed. Here, toe ons vandag gesê het, sy het soveel mense wat letterlik soms elke dag, andersins elke week vir 'n paar dae deel was van haar lewe, net wat daar was, dan weet ons, sy het saad gesaai en sy het die oes ingesamel. En hoe bid ek dat elkeen van hulle wat ergens weer in haar lewe ingesaai het. My God, ek bid dat U vir elkeen van hulle ook 'n ryke oes sal laat oplewer. Want daar's niks wat ons doen wat by U oë verbygaan nie. Ons eer U, ons dank U en ons gee aan U al die erkenning vir wie ons is, vir wat ons moet word, vir wat ons nog moet doen. Ons vertrou U daarvoor. In die kosbare naam van Jesus bid ons dit. Amen. Baie dankie dat U hier was. Ons wil vra as U uitbeweeg, net om U te help in die portaal. As jy uitbeweeg is daar 2 badkamers, mans en dames. Hier uit by daai deure, as jy links gaan dames badkamers, regs mans badkamers. En dan ook as jy terug gaan in die portaal, sê hulle sien ons lounges daar, wat daar gereed gemaak is vir die familie en vriende. As jy nie nou moet terug gaan werk toe nie, is jy welkom om saam met die familie net te kom kuier en ietsie te geniet. Baie dankie, die Here seën U.